Kom ons luister gou so 'n bietjie. Goeiemôre julle, baie welkom by hierdie lieflike dag, 1 April. Julle almal weet wat dit beteken en mag elkeen die genade vandag vind in hulle harte en dit net 'n lewenservaring vat vandag. So ja, ek wil vandag vir julle 'n bietjie met julle gesels oor genade of fiksie, wat die verskil is. So, die genade van God ons Vader sal by elkeen van julle se families wees. En onthou dit net. Wat genade werklik is. Wel, is dit 'n teoretiese konsep of is dit actually suurstof wat jy nie sonder kan asemhaal nie. Baie van ons het vanoggend wakker geword met asem. Met watse gedagte het jy wakker geword? Is dit maar net hoe die lewe is? Ek word wakker elke dag. Ons ervaar 'n nuwe dag as 'n reg. Doen jy dit? Ek het die reg om volgende wakker te geword het ek nie? So hoekom moet ek nou dink iets anders daarvan? Maar stop vir 'n oomblik, wil ek vir jou vra, kind van God, stop vir 'n oomblik. Wat sou gebeur het as jy nie vanoggend wakker geword het nie? Waar sal jy jouself en jou siel bevind het? Dis die realiteit in ons daaglikse lewe op hierdie stadium. Ek moet. Hoe gebeur dit dat die mensdom vasgevang geraak het in die moedelose ritme? Ek moet opstaan, ek moet presteer, ek moet lewe, ek moet. Ons hardloop ons self moeg op 'n tredmil. Deur ons eie krag. Terwyl ons vergeet het dat elke liewe hartklop 'n vergunning met die hemel is. Soveel mense het die arrogansie van ongeloof. Ons word mak. En baie mense het met daai idee. Ek moet. Ek mag. En baie mense het mak geword met die gevaarlike idee dat ons niks nodig het nie. Ek het niks nodig nie, ek het mos alles. Ek kan vir my winkel toe gaan, ek kan vir my brood gaan koop, ek kan dit en ek kan dit. Dat daar nie 'n God is nie. Hoeveel mense in die lewe op hierdie stadium beskou dat daar geen God is nie en dat hulle die skrywer van hulle eie lot is. Hoe kan ons nog arrogant wees om te dink dat ons op ons eie kan bly staan? Om te dink aan die lewe, gaan dit aangaan. Sonder die hand wat heelal staande hou. Die grootste misleiding van ons tyd. Vandag is die dag. Hoor jy daai roepstem wat roep na jou? Vandag is die tyd van redding. Nie môre nie, vandag. God is nie 'n verre gedagte nie. Hy is die lewende werklikheid. Jesus Christus het jou so lief gehad. Hy het die skande van die dood, jou sonde op die kruis gedra en hy het doodgegaan. Vir jou en vir my. Om ons 'n nuwe lewe te gee. So moenie dat jou hoogmoed jou hart verhard nie. Die ware krag lê in die nederigheid om te erken dat jy niks sonder die hemelse Vader kan doen nie. Dat jy beter sal doen as jy hom aanvaar het as jou verlosser. Ons
is gered deur die bloed. So vandag is jou tyd om jou lewe te begin herskryf. Ek wil vir julle Efesiërs 2 vers 8 tot 9 met julle deel. Want uit genade is julle gered deur geloof en nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God, nie uit werke nie, sodat niemand mag roem nie. Mag die waarheid van hierdie vers jou vandag herinner. Jy leef nie omdat jy moet nie, of omdat jy kan nie, maar omdat God jou liefhet. Die Vader in die hemel het sy seun vir jou gestuur en daar is geen groter geskenk wat enige iemand nog vir jou gegee het nie. Julle mag julle hierdie dag tot besef kom en dat die Vader jou sal beskerm. Leef vandag voluit, saam met Christus, Jesus, saam met jou. Mag julle 'n fantastiese dag verder hê, en mag die heerlikheid van die Here onse Vader oor julle neerdal en julle harte sag maak, en daai verharding uitruk. Julle, baie dankie vir die luister en die saamkyk, en mag julle 'n wonderlike dag hê. Geniet dit, en as jy van hierdie video gehou het, like, subscribe, sodat ons die algoritmes kan regkry, en dat ons meer mense tot Jesus kan lei. Want dit is nie teen my te doen vir enigiets nie, maar dit is om siele vir God te werf. Siele om ook langs ons in die koninkryk te kan leef. Julle, Jesus is kosbaar en Jesus is lief vir jou, saam met sy Vader in die hemel. Geniet dit, lekker dag.